Môre, dokter. Môre. Dokter, ek het besluit om die saak te hanteer. Maar ek kan nie adviseer voordat ek nie al die feite het nie. Wel, die feite is, ek is onskuldig. Met respek, dokter, die polisie sal nie aanhou as hulle nie baie sterk getuienis teen het nie. En die bietjie wat ek weet, laat my dink hulle het 'n saak. So jy dink ook ek is skuldig? Ek hier het in duurste om my saak te hanteer en jy Dokter, ek kan die saak nie hanteer voordat ek nie die volle waarheid van u gehoor het nie. Die eerste vraag is nie of u skuldig of onskuldig is nie. Die eerste vraag is, wat het presies daardie aand gebeur? Die blote feit dat u hom geskiet het wil nog nie sê u is skuldig aan die klag nie. Die klag is poging tot moord. Dit kon selfverdediging gewees het. U sê niks nie, dokter. Ek het hom gehaat. Was op die punt om my loopbaan te ruïneer. Ek luister. Ek het Jan Adler nooit sien verloor nie. Hy het altyd gewen. Altyd. Hy het nie half so hard soos ek gewerk nie. Hy het alles gehad. Ek niks. Ja. Hy is net nie van daardie soort. Charme. Al die kontakte. Hey, maar hoekom sê jy hy wou jou loopbaan ruïneer? Hy wou my by die mediese raad gaan verklaar oor ek vir hom verkeerde pille voorgeskryf het. Ek het geweet as hy dit doen, is dit verby met my. Maar ek wou hom nie skiet nie. Ek wou hom net skrik maak. Ek wou hom bang maak. Ek wou vir hom sê as hy gaan praat, gaan ek het die aand na sy huis toe gegaan. Maar ek wou net met hom praat. Ek wou nie regtig iets doen nie. Ek het die klokkie gelui en toe hoor ek stemme. Daar was iemand by hom. Ja, toe. Toe kry ek koue voete. Ek kon net nie verstaan hoekom ek altyd vir Jan Adler moet weghardloop nie. Selfs as dit hy was wat aan my iets gedoen het, dan was dit altyd ek wat op die ou einde moes weghardloop. Ek weet nie hoekom ek dit gedoen het nie. Ek kan nie eens onthou dat ek my revolver uitgehaal het nie. Ek weet net ek het 'n skoot oorklap. Ek was nie van plan om dit te doen nie. Ek wou dit nie doen nie. Ek aanvaar dit. Ek verstaan. Die kerel is hierdeur. Goed. Die is toe daar weg. Was toe 11 uur. Omtrent 11 uur, sergeant. Kan jy onthou of daar karre verbygekom het? Nee, sergeant. Die hele eind van Gurley af na jou kamer toe nie een kar nie. Nee, sergeant. Die mense op die dorp gaan vroeg slaap. Maar daar was een kar wat ek onthou het, maar hy het stilgestaan. Waar was dit? Op die pavement. Ja, maar waar? Naby die draaibeide de Langes. Hoe ver is dit van die jagershuis af? So 'n blok en 'n bietjie. En wat se kar was dit? Was 'n wit kar geweest. Sy aerial was af. Een van die autorenkarre. Hoe weet jy dit was 'n autorent? Dit was allemaal so 'n kaartjie wat in die spieeltjie hang. Daai wat sê buying a car, rather go far with autorent. Jy onthou goed? Ek sien hom altyd op die TV. Ek sal iemand stuur om nog 'n verklaring by jou af te neem. Wanneer kan ek na huis toe gaan? Sy sal die petunias met water kry. Ek sal met die aanklaer gaan praat en kyk of sy die klag sal verander. Nou wat? Aanranding met die doel om ernstig te beseer, dan pleit ons skuldig. As hy volhou met poging tot moord, dan pleit ons onskuldig. Wat sê jy? Ek weet nie. Jy moet maar sê. Wel, vir aanranding, as ons kaarte mooi speel, kan jy
3 jaar terug, dalk minder. Poging tot moord? 10 jaar. Wag, ek help jou. Ja, kom terug by die huis, meneer. Dankie, Lucas. Waar ben jongen, die tijd is terug. Maar ek sê mos vir meneer, 3 dae sit ek in die tjoekie vir niks. Ja, je moest lang al een paar dagen aan die tjoekie gezet. Waarom? Want ek kon niks van evidence die my kry nie. Maak ons een lekker kopje koffie, alsjeblieft, Lucas. Hoe lyk die blomme? 3 dae aan mekaar. Meanwhile, frek die petunias. Ja, maar dame, is nou die 4de mens met wie ek vanmôre... Kyk, julle die 21ste September 'n wit motor aan iemand verhuur. Nee, ek weet nie aan wie nie. Nee, die motor se ligdraad was af. Ja, die motor is moontlik by 'n misdaad betrokke. Nou, ons wil weet aan wie hy verhuur was. Nee, ek weet nie wat is die motor se registrasienommer nie. Goed. Ja, ek hou aan. Ek sien nie enige hoop daarvoor nie. Ja, ons gaan loskom op aanklag van poging tot moord. Ek sê nou, Probeer dan sien ons. aanranding met die doel om ernstig te beseer goed, dan pleit ons skuldig. As jy weet wat ek weet, pleit jy skuldig op poging tot moord en kry die ding agterweer. Juffrou Beneke, Ek is jammer ek verander nie my klag nie. Juffrou Beneke- As jy my sal verskoon. Wat was nou wie wil jy doen? Ja, die dan. Wat donker maak het jy dan? Ja. Heb je al lang al gekregen om die ding te drijven? Goed. Een man of een vrouw? Nee, ek kan nie sê nie dat jy dan. Met 'n hoed op. Ja, we missen op het ding, ja. Die 16de September. Tot wanneer? Ja, dis moontlik. Die 16de tot die 22ste. So hulle het hom die 21ste nog gehad. Ek sien. Ja, wie? Sien. Van waar is hulle? Dit is interessant. Binnen? Is jy dan nog bezig? Jep. Wie is dit? Weet niet, zei jij. Nee, kan ik niet uitmaken. Ik ook niet. Adjutant, ek het 'n motor opgespoor wat die aand van Josef die Jager se moord naby sy huis geparkeer is. Dis van Autorent in Johannesburg gehuur. Keer wie? Maatskappy hier op die dorp. Transvoer. En wat interessant is, adjutant, die motor is 2 dae voor die moord op mevrou Adler gehuur en is teruggevat 'n dag na die moord op Josef die Jager. Nou, ik geloof het niet. Ken adjutant die plek? Zal dat bij die beestspullen maken? Wie? Jan Adler zijn maatschappij. Piet, kijk een beetje hierna. Lyk soos menshaar. Donkerbruin. Kan swart ook wees. Kijk het volgende op die beestpad. Heb je het allemaal donker haar? Van die wat by die partytjie was. Ja. Jan Adler, Josef die Jager Lolle de Beer, en die apteker Snyman. Dan Snyman, ja. Wie nog? Adjutant, verskoon my asseblief. Zeker, zeker. Hoe komt ze Jan Adler een kar in Johannesburg lopen? Ek het hom altyd verdink. Adjutant weet tog self. As hy die jager geskiet het, Maar hy het dalk iets uitgevind. Die jager se spore was mos in die lape.
Ek wil hê jy moet daai sample deurvat Pretoria toe, né? Sommer nou. Ek wil weet presies wat se kleur hare is dit, of dit 'n man of 'n vrou se hare is. Adjutant. En Piet, dis jy nie te besig is nie. Kry vir my samples van al daai mense se hare wie ons nou genoem het, hoor. Adjutant bedoel... Almal. Ek sal ook 'n paar vat. Ek sal begin by Adler, kyk by wie jy uitkom. O, daar's Lukas Ontong ook. Hy het ook donker hare, so dit is nie grys deur. Lyk vir my na 'n deurbraak hierdie. Nee, heeltemal. As Adler 'n kar in Johannesburg gaan hier het. En jy na bel vir die jager, sê jy wil sien. Jy en Hans nie Jan nie. Dis nie Adler nie. Hy is OLM. Dan? Wie se name het almal 4 letters? Dit is Nino, Ja. en Daan, en jy. Ja, jy is ook onder verdenking, Piet. Ek sê jou, ek het hierdie plek al omgekeer. Ja, mevroukie. Miskien soek jy nie waarna ek soek nie. Maar jy's al 'n uur besig. Jy het baie mooi hande as jy nie omkyk het sê nie. Nie eintlik hande wat sy kon moord pleeg nie. Ja, jou man het net so mooi hande gehad. Jy verdink hom nog steeds. Soms. Maar is maar menslik. Hierdie klomp boeke? Dit was 'n sketsboeke. Ja, maar hy het oral tussenin geskryf ook. Ek het alles gelees, ek sê hier is niks. Gee jy om as ek hulle leen vir 'n dag of so. Wat het my hare met die saak te maak? Miskien niks nie. Ons wil maar net seker maak. Eers my pistool en nou... Jy het jou pistool teruggekry. Ek ken dit nou. Ek het nog genoeg. Wie loop almal deur? Omtrent almal. Daan Snyman, Lukas Ontong. Ja, julle sal ver moet soek om Dan Snyman in die hande te kry. Hy is apteek toegemaak. Toegemaak. Jou langsom sê hy gaan uitverkoop. Maar is hy nog in die dorp? Sak en pak. Goed, ek sien jou. Waar is die Liebenberg? Hy sê Arnold Rellery is vanmôre aangekla van poging tot moord. Ek weet ja. Hy wil die klag laat verander het tot aanranding. Aanrand. Ja, ek bedoel om ernstig te beseer. Is glo van die hand gewys. Het hy borg gevra? Ja, maar die hof het geweier. Hoe kom jy 'n voorbeeld van my hare hê? Ag, net roetine. Ek soek Lukas se nok. En is dit weier? Wat van die kar? Autorent. Ek kan so iets onthou. Kom jy in Johannesburg 'n kar geneem? Ek het nie Jones het. Hy's 'n handelsreisiger. Hy het 'n maatskappymotor, maar die ding het in Johannesburg ontklaar geraak en toe hier hy een. Waar slaap jy dan in? Kantoor? Hy het 'n privaat motor waarmee hy huis toe gery het. Die sleutel, waar is die? Op kantoor. Jy het almal sleutels van die kantoor. Net ek en Jones. En Lukas. Ja, weer Lukas. Ag mevroukie, ekskuus, jammer om te pla. Ja, die dan? Dis al weer ek, ja. Mevroukie, ek het nou al hierdie notas en goeders deurgegaan dan. Ken jy miskien iemand met die naam van Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci? Nee. Leonardo da Vinci? Einste. Wat is dit jy bedoel? Jy bedoel seker Leonardo da Vinci? Da Vinci? Ja, die skilder, hy was 'n bekende Italiaanse skilder. Nee. Da Vinci, hier staan dit voor my. Ja, ek weet van Da Vinci. Hierdie is Leonardo da Vinci. En hier staan nog 'n ding. Psst.
Ekskuus? Leonardo da Vinci. Probeer jy nou snaaks is of wat? Vroukie, ek sê net wat hier staan. Nee, wat, doe maar wat, los het. Maar adjutant... Tata. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, PST. Ek het uitgevind hoe die aptekers is. Dans neem. Hy's in Malawi. Malawi. Hy hou vakansie daar. Lyk Hotel Malawi meer. Hy se alleen R800 se reizigerscheck saam met hom. Ek wil weer die oomblik wat hy daar pad gee. Môre. Môre. Jammer meneer, mans word nie hier toegelaat. Hallo. Dis net vir dames. Toe maar los hom maar, hy's 'n polisieman. Môre. Jy's vroeg aan die gang. Ja, elke môre van 6:00 tot 7:30, dis altyd wat ek kry. Maar wie ek ook. En Saterdag van 6 tot 8 en Sondag slaap ek laat. Lekker, ja, lekker. Dan net nie vir my sê adjutant kom vir my kuier nie. Sien jy oomlik jy? Ek gaan net gou stop. Wat van 'n lekker glas koue lemoensap of koffie? Lemoensap sal gou wees, dankie mevrou. Mag ek gou bel? Ja, gebruik Christine in die slaapkamer. Dankie. Kry gevoels. Nee, adjutant de Bruin is Johannesburg toe, kolonel. Hy sou seker vanmiddag eers weer terug wees. Ja, kolonel. Ja, ons maak nog vordering. Maar nee, kolonel, al die leidrade loop nog dood. Maar ja, kolonel. Ja, kolonel. Ja, kolonel. Nee, kolonel. Wanneer kom jy weer daar na ons kant toe? Seker so Saterdag se kant. Ek wil Jan bietjie gaan help met sy papiere. Alles lyk vir my maar baie de mekaar daar by hom. Ja. Sies tog die arme man. Hy's hard geslaan. Maar dit lyk vir my jy werk hier by die huis ook hard. So van papiere gepraat. Ja, ek dikteer gewoonlik naweek hier by die huis. Ek sien. Sit gerus uit dan. Dankie. Sê my adjutant, waaraan het ek nou eintlik die eer te danke? Mevroukie twee goed. Sommer sulke goedjies eintlik. Die een kon ek oor die foon gevra het, maar die ander een is 'n bietjie meer persoonlik.
Vra gerus. Ek wil graag hoor. Jy sê jy ry glad nie perd. Nee, ek sal nie so sê nie. Ek is net te bang. Oh, Ek het so 3 of 4 jaar gelede van 'n perd afgeval en my arm gebreek en sedertdien was ek nog nie weer in die saal nie. Kan net nie die moed bymekaar skrap nie. en dan die persoonlike dingetjie. Die besigheid, Randfinans. Ek verstaan nie oorweeg om dit toe te maak. Wie sê so? Is dit waar of nie? Hulle kon miskien in 'n grap gesê het, die tempo vang my partykeer, maar nee. Ek kan nog so 2 of 3 jaar hou. Hallo, wat jy dan? Maar ek sê, nou, waar sê ek so as in vat? Bly terug. Die baas het gebel. Hy klink nie lekker nie. Hey, koue wat? Hy sê as ons teen die einde van die week nog niks het nie, gaan hy manne uit Pretoria stuur om oor te vat. En die samples wat ons Pretoria toe gestuur het, sal ons Saterdag terug wees. Ek twyfel. Die al mevrou De Beer se hare gekry. Ja, sommer Pretoria toe gery en ingegee. Seef, Ja. graag bel 'n bietjie en hoor of ons teen Vrydagmiddag sal hoor van die jaar. As hulle sê ja, sorg dat almal 10:00 Saterdag op Rooibokkraal is. Hoe meen adjutant? Wie? Almal wat die lang naweek daar was. Almal hierso. Ja, nou hoor. Vriende, the time has come, the walrus said, to speak of many things. Ek weet nie wie dit gesê het. Ek sê vir julle dankie dat julle gekom het. En ek vra ekskuus vir die kort kennis hier. Ek het julle gevra om te kom om te verduidelik hoekom hierdie saak so lank sloer. Ek weet die onsekerheid doen niemand goed nie. Ons het 'n leidraad gekry, my kollega en ek gistermiddag. En ons het voor twyfel vasgestel dat Josef de Jager nie selfmoord gepleeg het nie. Soos sy moordenaar wou hê ons moet dink. Ons het 2 goed gekry wat al die ander goed soos 'n legkaart dat pas. Josef de Jager is vermoor met dieselfde wapen waarmee Elmien Adler geskiet is. Dit bevestig my vermoede dat albei moorde deur dieselfde persoon gepleeg is. Maar wat is die motief vir die tweede moord? Dis eintlik maklik. Die aand van sy dood is Josef de Jager ons verdagte nommer 1. Nou ja, hy is ons hoofverdagte. Hy pleeg selfmoord. En ons sluit die saak. Nee. 'n week gelede het mevrou de Jager vir my hierdie boekie gebring. 'n dagboek sou ek sê. Dinge wat met hom gebeur het, soos die laaste inskrywing. JNAH was hier. Dis nou 'n kodenaam. JNAH het gebel, wil my sien, baie geheimsinnig. Verdink my waarskynlik. Of is bang ek sê iets. Ek vra my af, wat het JNAH daar gesoek? Daar's 2 dinge wat snaaks is hierso. Hoekom skryf hy name in kode? En wie is hierdie mens JNAH? Hoekom wil die hom so geheimsinnig sien? Wat kan hy oorvertel waaroor JNAH bang is? Ons het 2 sleutels gehad om die kode te ontsyfer. Ons weet in sy kodetel skryf hy nie nou so. M D M C en Jan O L M. Ons weet dat Josef de Jager die middag van Elmien Adler se dood by haar in die jagkamp was. Minute voor haar dood, hy het dit self herken. Toe dacht ek, dis seker waar JNAH hom gesien het. En ek vra myself saam met hom af,
Wat het jy en AH daar gesoek? Ek het mevrou Adler se perd se spore by die Lapa gekry. Perd is in die stal. Plaas is vol jagters en geweerskote. Wat het toch gebeur? Kan nie een van die jagters wees nie. Iemand by die huis wees. Want al die perde is by die huis. Nou, wie was by die huis? Meneer Basie Liebenberg was daar, en sy vrou Annie, en mevrou Lolo de Beer, en mevrou Heida de la Rey, en Lucas, en mevrou Nino de Jager. Maar mevrou de Jager ry swak perd, en mevrou de Beer is te bang om te ry. Vir een keer in hierdie ondersoek was die geluk bietjie aan ons kant. Meneer Adler het die middag met die jagtog sy kameras. Hy het 'n hele paar goed afgeneem. En toe die boksoekery omtrent verby is en daar's nog 'n bietjie volmoor. Toe neem hy sy plaas af. Let nou mooi op. Daar is die jagveld. Daar is die ruiter. Hy's weg. Ek het nooit hy skoot geskiet nie. Dis op jou film, meneer Adler. Jou plaas, jou beespad, jou kamera. Die laaste skoot. 5:00 p.m. Net na die moord. Ek het nie 'n ruiter gesien nie. Nee, ek glo dit. Ek het nie een verwag nie. Wie is dit? Dis wat ons ook wou weet. Maar dit was te klein, ons kon niemand herken nie. Toe vergroot ons dit. En toe kry ons dit. Maar toe is dit so greinerig dat ons nog niemand kon herken nie. Ons kon nie sien of dit man of vrou is nie. Toe gaan soek ons langs die beespad. 3 dae lank. En toe kry ek dit. Hare. Iemand wat daardie middag hier by die huis was, het omtrent 22 minute nodig gehad om mevrou Adler se revolver uit haar kamer te gaan haal, uit te gaan, 'n perd te gryp en kamp toe te jaag. Mevrou Adler te skiet, terug te kom, te maak waar niks gebeur het. Iemand wat goed kan perd ry. Daardie 20 minute was tussen 5:10 en 5:10. Kan ek 'n glas water kry asseblief? Nog niks. Sal ek weer gaan bel? Moet sy by wees vir ons kan. Ek reken so, sy was ons betrokke was, hè? Kan een van ons die ry na gou gaan soek? Ons het mos 'n paar manne hier buite. So. Dankie, Lucas. Josef de Jager was 'n minuut of wat voor 5. By mevrou Adler gewees daai middag. Seker maar my te help om die bord om te draai. Toe die geheimsinnige ryter daar aankom, was hy pas weg. Volgens sy verklaring het hy van die jagkamp af noordwes geloop tot hier. Is dan? Ek is jammer ek is laat. Sit mevrou. Daar's 'n stoel daar. Ons ruiter het hier langs gekom. Al met die beespad langs. Om die koppie. En met die terugkom, toe ons ruiter terugjaag, moes hulle mekaar omtrent hier raak geloop het. Toe kry my kollega die kar. 'n Wit kewer met 'n afligdraad. JNA het Elmien Adler vermoor. Te perd op pad terug hiernatoe, vir Josef de Jager op die lyf verloop. Nie geweet hoeveel hy gesien het nie. Paar dae daarna verneem JNA dat Josef kwaai onder verdenking is. Bel hom en maak 'n afspraak. Op die aand van 21 September verwyder JNA 'n gehuurde motor se sleutel uit Jan Adler se huis, en haal dit by sy kantoor, ry na Josef toe, skiet hom en sit die revolver langs hom neer. Ag Piet, draai net vir my die bord om asseblief. Toe kry ons 'n laaste leidraad. Een van die jager se sketsboeke. En daarin kry ons die kode. Leonardo da Vinci
met 'n PST uitroepteken en vraagteken daarna. Ek het eers gedink dit is 'n ou se naam. ...22 letters as ek die uitroepteken en die vraagteken bytel. Die alfabet het 26 letters. Toe gooi ek die X, Y en die Z weg. Maar toe sit ek met nog een te veel. Toe soek ek 'n letter wat selde gebruik word. Gooi ek die C weg. Toe werk niks. Toe gooi ek die Q weg. En toe kry ek die naam van die geheimsinnige besoeker. Die ruiter op die perd. Hier en A. Hier naar L, en naar D, A naar E, A naar B. Jou financieringsbesigheid is nie so 'n sukses as by jou voorgee nie. Jy het 15 jaar lank vir Jan Adler gewag. Het hom altyd lief gehad. En jy het gesien dat hy net jy bankrotskap in die oë staar. Toe reken jy sy vrou se boedel om julle red. Mens jy kon verhoed dat sy hom nie onterf nie. En daar was net een manier. Het is net toch jammer dat jy bang was vir Josef de Jager. Hy het jou gesien, maar hy het nie geweet jy die moord gepleeg. Jou tweede moord jy nie gepleeg. Jou tweede moord jou finaal weg.